Goeiemôre julle. Rihanna wees saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons saam tyd in Matteus 20 vanaf vers 1 tot 16, waar Jesus aan sy disippels die gelykenis vertel van die arbeiders wat op verskillende tye van die dag gehuur is om in die wingerd te gaan werk. Jesus gebruik hierdie storie om 'n vraag uit die vorige hoofstuk uit Matteus 19 vers 27 te beantwoord toe Petrus vir hom vra: "Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons dan hê?" Nou deur hierdie gelykenis verduidelik Jesus aan sy disippels hoe die genade van God werk en hoe sy koninkryk nie dieselfde werk as die wêreldse beloningsstelsel nie. Jesus sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man, 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nou hierdie huisheer stel God voor, en die arbeiders is ons, die mense wat in sy koninkryk werk. Die huisheer het deur die dag uitgegaan om verskeie groepe te huur, van vroeg die oggend af, van 6:00 af, tot 5:00 die middag. Die grondeienaar het die eerste arbeiders 'n dagloon beloof. Die ander arbeiders wat hy later gehuur het, is nie 'n spesifieke loon beloof nie, net dat hulle sou ontvang wat regverdig is. Hy het beloof om almal billik te betaal. En dan sien ons, wanneer die tyd vir betaling aanbreek die einde van die dag, het die eienaar almal dieselfde loon betaal. Die arbeiders wat die hele dag gewerk het, was natuurlik baie ongelukkig daaroor en het gaan kla dat dit onregverdig is dat die wat net 'n paar uur gewerk het, dieselfde betaling as hulle ontvang. Maar die eienaar antwoord: "Is dit nie my reg om met my eie geld te doen wat ek wil nie? Of is jou oog boos omdat ek goed is?" Hier leer Jesus ons dat God se genade nie gebaseer is op ons eie verdienste nie. Ons almal ontvang sy liefde en verlossing, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy goed en genadig is. Dit wys ook dat God se manier van beloning nie dieselfde is as die van die wêreld nie. In die wêreld werk ons volgens 'n stelsel van verdienste, maar in God se koninkryk is dit sy genade wat oorheers. Nou hoe dikwels voel ons nie ook soos die werkers wat die heel dag gewerk het nie en voel ons verdien meer as ander? Hoe gereeld vergelyk ons onsself nie met mense rondom ons en dink dat ons harder gewerk het en dus meer beloning moet ontvang nie. Maar Jesus leer ons hier dat in God se koninkryk die laaste eerste sal wees en die eerste laaste. Hy gee volgens sy genade en nie volgens ons menslike verwagtinge nie. Hierdie gelykenis herinner ons net weer daaraan dat God se genade vir almal beskikbaar is, of jy nou al jou hele lewe lank vir hom leef, of eers laat in jou lewe na hom toe draai. Ons moenie soos daardie werkers jaloers wees op ander wat God se seën ontvang nie. Ons moet eerder bly wees dat ons almal mag deel hê aan sy koninkryk. Nou mag ons vandag God se genade met vreugde aanvaar. Mag ek en jy net weer vandag besef dat dit 'n voorreg is om vir hom te werk, ongeag hoe lank of hoe laat ons begin het. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.